Here God, ons wil vir U baie dankie sê dat ons die voorreg het om vanoggend hier saam te wees. Here, dis die gebed van ons hart dat ons U hier sal ontmoet. Here, ons bely dat U ons ontmoet waar ons ook al mag wees op ons lewenspaaie. Wat ons ook vandag of in hierdie week of die laaste tyd beleef het. Is U die een wat tot ons nader, die een wat ons aanraak. En al die verskillende emosies wat elke van ons tot op hierdie gebou ingedra het vanoggend, Here, is vir U bekend. Al die emosies wat ons vanoggend hier ingedra het, is emosies wat U ook self as mens, as Jesus Christus beleef en ervaar het. En ons bid tot die Here dat U vir ons sal help om ook na hierdie emosie, na hierdie ervaring van ons te kyk en eerlik te wees met onsself en met U. Help vir ons, Here, om ook deur hierdie gevoelens te werk, sodat ons tot 'n dieper besef kan kom van wie U is en hoe U met elkeen van ons op pad is, Here. Amen. Vriende, baie welkom vanoggend in die erediens. Dit is lekker om julle almal dan hier te kan verwelkom. En ek bid regtig dat ons dit sal hoor wat God vir elke van ons wil sê. So ons gaan begin met hierdie lied. Dis 'n toetredingslied. Dit is oor die goeie tyding. Ek wil nooi om saam met my te staan en dan sing ons hierdie lied tot eer van die Here. Ons is besig om te praat oor emosies vir Kersfees. En vanoggend se emosie dan betrekking op innerlike konflik, onsekerheid. Adam Grant is 'n skrywer en hy is ook akademikus. Hy is verbonde aan die Universiteit van Pennsylvania. En hy sê, I need time for my confusion. Ek het tyd nodig om te gaan sit by my verwarring. Confusion can be a cue that there is new territory to be explored or a fresh puzzle to be solved. Anderswoorde, ons moet moeite maak met ons verwarring. Ons moet moeite maak met dit wat vir ons onseker is of wat ons nie verstaan nie. Want dit dwing ons om nie te dink. En onmiddellik wil ek dan nou vanoggend vir jou vra en
ek aanvaar dat almal gaan nie nou hardop sê wat op oomblik vir hulle verwarring veroorsaak nie. Maar wil hê dat jy net 'n oomblik moet neem om te dink wat veroorsaak verwarring of innerlike konflik vir jou op die oomblik. Waarmee is iets waarmee as jy hier sit, waarmee jy tans sukkel? Wat vir jou onseker maak? Moet ek bekommerd wees as jy lag? Enige wat wil deel. Ek weet seker ook wonder is ons op die lig nou. Nog steeds nie. Okay, so wat vir my verwarring veroorsaak is dat YouTube het iets verander en ons kan nie uitsaai vandag nie. So, ons rekord hom, right, uitstekend. So dit is verwarring wat ons vanoggend beleef het. Enige wat anderste wat graag julle verwarring wat ons wil deel. Hoërskool toe gaan, dit skep verwarring. Sê? Stilte skep verwarring, uitstekend, dis 'n baie goeie antwoord. Het julle almal daarom iets wat vir julle onseker maak op die oomblik? Het julle dit in julle gedagtes? Maar dit is belangrik vir ons gesprek vanoggend dat julle kan verstaan, maar God ontmoet ons ook in ons verwarring. En ek wil jou nooi om vanoggend dan nou hierdie verwarring na God toe te bring. Om dit wat vir jou, soos wat jy hier sit, onseker het, om dit na God toe te bring en vir God te vra, om jou nie net daardeur te lei nie, maar om vir jou te wys wat hy vir jou wil duidelik maak binne in hierdie omstandighede. Verwarring is 'n ongemaklike emosie. Maar dis 'n emosie wat ons help. En wat as ons dit positief gebruik, wat ons kan help om nie te dink, om verder te sien as wat op die oomblik rondom ons gebeur. Maar ons nou vir die laaste paar weke nou oor 'n klomp emosies gepraat en elke week het ons ook dan een van hierdie kersse aangesteek vir die lig meer en meer gemaak het. Die eerste emosie waar ons gepraat het, was al die pad terug in die laaste Sondag in November. Toe ons gekyk na woede en koning Herodes wat regtig woedend was, ontsteld was oor die geboorte van Jesus. Want dit was 'n probleem vir hom, dit het 'n bedreiging vir hom ingehou. So ons eerste emosie was woede. Toe ons almal op Victoria Park was, het ons gekyk na die skaapwagters. Die skaapwagters was in verwondering. Hulle was in verwondering oor hierdie nuwe koning en dit wat God duidelik maak vir hulle. Hierdie mense wat absoluut op die rand was, hierdie mense wat regtig nie belangrik was nie, wat onbetroubaar was binne hierdie wêreld. Dis aan hulle wat God hierdie boodskap bring en hulle staan verwondering voor God. En verlede week het ons kyk na Maria wat beweeg het van vrees na vrede. Toe sy hierdie boodskap ontvang dat sy gaan ma word van God se seun. Die vrees wat daarna was. Waar sy dan antwoord aan die einde van daai verhaal met vrede, waar sy sê, laat met my gebeur wat u wil, Here. En vanoggend praat ons dan nou oor verwarring, innerlike konflik. En dit wat ons sien binne Josef. En vriende, weer eens, ek weet ons hoor hierdie verhale so baie, dat ons het elkeen al 100 keer oor hierdie verhale self gelees, preke gehoor, ons onthou al die prentjies in die kinderbybels, maar ek wil julle vra om met nuwe ore te luister, en stil te sit, stil te word binne in Josef se verwarring. Om dit in jou eie lyf te voel, hoe hierdie mens moes sukkel met die inligting wat hy ontvang het. Hoe hierdie mens moes beleef, maar waarmee is God besig en kan hy vir Maria glo, kan hy haar vertrou?
Die 4 weke voor Advent steek ons elke week 'n kers aan. En ons het begin met die kers van hoop. Toe het ons gepraat oor vrede, dat God vir ons die een is wat vir ons vrede bring. Die 3de kers gaan oor vreugde. En vanoggend steek ons die kers aan om ons te herinner daaraan dat God vir ons lief is. En die lig word elke week meer en meer. En ons werk dan nou na die laaste kers toe, wat ons donderdag gaan aansteek met Kersfees, om ons daaraan te herinner dat God se lig het na die wêreld toe gekom. God wat lief is vir ons, God wat omgee vir ons. En die liefde wat God vir ons duidelik maak in Jesus Christus, is nie die liefde wat ons vir hom het nie. Dis die liefde wat hy juis in ons bewys. 1 Johannes 4 vers 10 sê, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy in ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. Dit is waar Kersfees gaan. Dit gaan oor God wat sy liefde op ons uitstort. Dit gaan oor God wat vir ons na hom toe wil aantrek. Alles van ons. Alles waarmee ons sukkel. Al ons vreugdes, ons verwondering, maar ook ons verwarring. Ons onsekerheid. God ontmoet ons. En God wil vir ons nuwe lig gee waar ons is in ons lewens. Kom ons maak hierdie God se naam groot. En ons gaan hierdie 2 lofliedere saam sing. Ons gaan begin met God is liefde en dan direk daarna sing ons Kom kinders besing met 'n vrolike stem. Ek wil nooi om saam met ons te staan. Sterk geboren.
vind, in Jesus in wie ons die zaligheid vind. In nederige krib was sy bekkie bereid, die kind wat die harte van almal verblij, omhoog uit die hemel sing engele eer, die herders en wijzes kom neer voor hom neer. Ons bring soos die herders en engele weer, aan hom alle hulde, ons heiland en Heer, verlos van die sonde, besing ons te saam, die roem en die eer van sy heerlijke naam. Ek wil julle nooi om die Bybels oop te maak by Matteus 1. En vanoggend gaan ons dan nou kyk na die Kersverhaal vanuit die ervaring van Josef. Dat in Lukas se verhaal word dit baie sterk gefokus op dit wat Maria hoor. En die engel praat met Maria en sy en Elisabeth is die fokus. En Josef is eintlik net 'n bysaak. Wanneer Matteus die verhaal vertel, dan is dit vanuit sy ervaring en dit is God wat direk met hom praat. En dit wat God dan nou vir hom vra, te midde van sy onsekerheid en verwarring. En so ek net nou gevra het, ek wil jou regtig oor vra, dink jouself in, leef jouself in hierdie verhaal in. Dink oor dit wat Josef moet beleef. Hy is getrou, hy is verloof, nie getroud nie, hy is verloof aan Maria. Hy is heelwat ouer as sy, glo ons. Sy is so 13, 14 en dan kry hy die inligting, dit word duidelik dat sy swanger is en hy weet hy is nie die pa nie. Wat maak dit met hom? Wat beleef hy? Wat ervaar hy? Kom ons lees die verhaal en vra die Here vir ons nuwe inligting en nuwe wysheid duidelik maak. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat in die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord van die Here deur sy profeet, wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgaan gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Hou die Bybel so oop. En vriende, ons gaan as 'n gebed hierdie woorde sing. Wees stil en weet. Wees stil en weet dat ek is die Heer wat jy ook in hierdie onsekerheid ontmoet.
Dan sal ons nou verder gesels oor die teksgedeelte. Maar kom ons bid hierdie woorde saam voor die Here. Here God, help ons om stil te word. En Here, in hierdie stilte, om by U voete te kom sit, en te weet, Here, dat U is die een wat vir ons sorg. U is die een wat vir ons beskerm. En Here, ons bely en ons erken, daar is soveel goed waar ons onseker is, daar is soveel verwarring in ons elkeen se bestaan. Here, maar dat U ons ook daarin kom ontmoet, en ons bring dit na U toe in hierdie oggend. Ons vra, Here, dat U vir ons sal help, om met nuwe oë te kyk, ook na dit wat rondom ons gebeur. Amen. Dus soos ek reeds gesê het, dat die twee verhale, soos wat Lukas dit vertel, soos wat Matteus dit vertel, verskil baie van mekaar. Eerste ding is net op die eerste oogopslag. So jy sien dat Lukas se verhaal is baie langer. En hy sit baie meer detail in. Lukas begin ook dan nou die verhaal waar met Maria gepraat word, waar sy in Nasaret is. En waar hulle dan van Nasaret af moet reis na Bethlehem. En ons die hele storie met Elisabeth, ons het verlede week daarna gekyk, waar dit die afeinde is van die ou storie, waar daar 'n herhaling is met Sagaria en Elisabeth, wat te oud was om kinders te kry, en dit echo die verhale van Abraham en Sarah, en van Hanna, die moeder van Samuel. So al hierdie verhale volg op mekaar, en dis 'n afeinde van die Ou Testament. En in Jesus is dit 'n nuwe begin, nuwe lewe met hierdie jong meisie wat dan swanger word. En Lukas vertel dan van die skaapwagters en die engele en al hierdie gebeure. Niks hiervan is in Matteus se verhaal. Matteus se verhaal noem eintlik ook net die geboorte amper terloops. Maar dit gaan oor die onsekerheid met Josef, en dan die chaos wat gebeur na Jesus se geboorte, met die kindertjies wat doodgemaak word deur Herodes. En dis nou die verhaal wat ons mee begin het.
En vriende, wanneer ons hierdie verhale sien en sien dat daar verskille is, dan is dit juis vir ons 'n teken dat hierdie goed het vir my meer waarde. Dit het vir my meer egtheid, omdat ons elkeen 'n verhaal verskillend onthou en ons op verskillende goed fokus. Maar die belangrike ding wat hier gesê word, is dat Christus is gebore en hy is die seun van God. En ek het verlede week dit ook gesê, dat ek glo in die maaglike geboorte. Daar's 'n klomp gesprekke rondom dit, daar's 'n klomp goed wat gesê word. Ek glo dat dit is hoe dit gebeur het. Want Jesus is die seun van God, 100% mens en 100% God. Maar hierdie twee karakters se ervaring word dan nou vir ons duidelik. Verlede week Lukas se en dan hierdie week Matteus se wat fokus op Josef. Net vinnig, as ons weer kyk na Maria. Maria is relatief jonk en sy ontvang dan nou hierdie boodskap dat sy gaan 'n kind kry sonder dat sy by Josef geslaap het. En in hierdie wêreld, wanneer jy dan nou verloof was, is dit so goed as om getroud te wees. Dat dit was iets wat al klaar eintlik kontraktueel hierdie twee mense en hulle gesinne aan mekaar verbind het. Want troues is gereël. Dat families het bepaal dat ons sê maar hierdie vrou gaan met hierdie man trou. En dan is daar ook dan nou geskenke of soos wat ons in ons land dan nou ken rondom Lebola, is daar dan nou geskenke of betaling wat gegee is vir die ouers van die dogter wat dan nou mee getrou gaan word. So hierdie kontrak tussen hierdie twee mense is eintlik al gevestig. As dit nou sou blyk dat Maria swanger is en dit is nie 'n swangerskap by haar verloofde nie, skep dit 'n probleem, want dit is egbreek. En egbreek in hierdie wêreld kan dan gestraf word deur die doodstraf. So hierdie aankondiging wat sy ontvang is groot moeilikheid. En ek dink ons kan almal dit dan insien. Dat sy hierdie boodskap kry, sit vir haar in 'n baie moeilike posisie. Maar wat beteken dit vir Josef? Hoe moet Josef dink oor hierdie gebeure? Wat is dit wat hy beleef en wat hy ervaar? Want hy sou haar uit die aard van die saak geken het. Mense sou self sê dat hy was lief vir haar, omgegee vir haar. En nou kom hy agter maar sy is swanger. Wat is die emosie wat hy dadelik moet hê? Hartseer, is 'n goeie begin. Ontsteltenis, wantroue. Hy is onseker oor, maar wat het hier gebeur? En hoe gaan hy dit hanteer? Wat gaan hy maak hiermee? Sien jy die verwarring in hierdie persoon raak? Hoe sou jy dit hanteer as jy in sy posisie was? As hy sou besluit om dan die verloving te verbreek en hy hou voor dat die rede vir die verbreeking van die verloving is dat sy swanger is, dan sal sy moontlik tereggestel word, doodgegooi word met klippe, of op die minste sou sy net uitgestoot geword het vanuit die gemeenskap. As hy dan nou besluit om met haar te trou, is hy ook in die moeilikheid. Want as dit nou rigbaar word dat iemand anderste het haar dan nou swanger gemaak, kan hierdie persoon kom en hy kan die kind opeis en sê maar hierdie is my kind. En dan is die vernedering Josef se. Hoe moet hy dit hanteer? Wat moet hy doen? En volgens die teks sien ons dan nou dat
hy besluit om dit saggies te hanteer. Hy besluit, omdat hy vir haar nie in die verleentheid wou stel nie, om die verloving te verbreek. As die man, mag hy dit doen. Die feit dat hy nie noodwendige rede gee nie, stel hom nog steeds in 'n swak lig, want dit wys dat hy is onbetroubaar. Maar hy probeer vir Maria op 'n manier beskerm deur hierdie besluit te maak. Die absolute verwarring, innerlike konflik binne in hierdie persoon. Hoe hanteer jy jou verwarring? Hoe hanteer jy die konflik binne in jouself? Wanneer jy nie weet wat jy volgende moet doen, wanneer jy nie weet hoe om 'n moeilike situasie te hanteer. Wat maak jy? In hierdie verhaal is Josef dan eintlik meestens baie gelukkig. Want God praat met hom deur 'n engel en gee vir hom die gerusstelling om te sê dat hierdie is nie ontrouheid nie. Die lewe wat in Maria verwek is, kom van God af. En hy kan met vrede met haar trou. Niemand gaan kom om die kind later te kom opeis nie. En hy doen dit wat God vra in hierdie droom, die engel. En hy is getrou aan Maria, en hy is getrou aan die opdrag wat God gee. En hy stap die pad saam met haar en met Jesus vorentoe. Maar hoe hanteer ons hierdie moeilike, uitdagende emosies? En goed wat ons nie weet watter kant toe ons moet gaan nie. Om op 'n ander manier te stel. In Afrikaans het jy uitdrukking waar ons sê, maar ek sit tussen twee vure. En wat dit beteken is dat jy weet nie watter kant toe om te gaan nie, want al twee kante het moeilikheid. Al twee kante het uitdagings en gaan van jou iets vra. En jy is nie seker watter kant jy dan moet kies om dit dan te hanteer nie. Ons sien dit vir Josef. Gaan hy dit doen volgens die wet, dat hy haar dan nou in die publiek verneder, of gaan hy dit saggies doen? Gaan hy dat sy teleurstelling in sy hartseer die oorhand kry, of gaan hy handel vanuit die liefde wat hy sekerlik vir haar gehad het? Hy sit tussen hierdie twee moeilike dinge. Dink gou vir jouself. Wat is vir die goed wat op die oomblik vir jou onsekerheid gee? En kom ons begin dit maklik. Kom ons begin 'n eenvoudige voorbeeld. Dat as jy moet kies tussen twee selfoonkontrakte. Ons maak dit mak. Wat een is nou die beste? Wat se foon wil jy hê? Wat een gaan die beste pas in jou oor? Of as jy moet kies maar wat gaan ons doen vir vakansie? By wie gaan ons kuier na Kersoggend? Dat al twee het bepaalde uitdagings en voordele. Wat van die moeilike goed in ons lewens? Om te besluit, maar gaan ek aansoek doen vir daardie pos? Gaan ek die kans waag en alles wat vir my bekend is agterlaat en 'n nuwe lewe inslaan? Wanneer gaan ek skuif uit my groot huis uit na 'n aftreeoord? Besluit, is dalk al van julle geneem, deur van julle geneem, of is dalk nog op ons pad, wanneer jy moet besluit om die masjiene af te sit by 'n geliefde se bed. Wat doen jy in hierdie omstandighede? Ek wil jou nooi om daaraan te dink, om jou verwarring na God toe te bring. En vir God te vra om jou te help, om nie te kyk, om nie te dink. Verwarring is 'n emosie wat ons help om te ontdek.
Omdat iets nie is soos wat jy gedink het dit moet wees nie, omdat dit anderste is as wat jou verwagting was, omdat jy oortuig was, maar hierdie is die pad waarop ek moet loop en nou is daai pad nie meer daar nie. Dwing dit jou om nie te dink. Josef is gedwing om nie te dink. Wat is die volgende tree? Wat moet nou gebeur? En 'n ander emosie wat ons help in ons verwarring, wat ons help om deur hierdie moeilike vrae te gaan, is nuuskierigheid. Om nuuskierig te wees en om vrae te vra. Om dan nou veral vir God vrae te vra, om te vra maar, Here, wat is dit wat ek nie verstaan nie? Wat is dit wat ek nie in hierdie belewenis sien of insien? Here, ek is nuuskierig om te sien maar wat is dit wat U vir my wil duidelik maak of waar pas ek in binne hierdie omstandighede? Die vrae te vra om te sê maar is hierdie die regte plek nog vir my rondom my werk? Is hierdie die regte plek vir my rondom waar ek bly? Is dit nie beter om 'n skuif te maak? Hoe moet ek 'n siekte diagnose hanteer? Om vrae te vra en vir God vrae te vra. Help vir ons om te werk deur die verwarring. Ek sê weer, ek dink Josef was gelukkig dat God op so 'n direkte manier met hom gepraat het deur die engel. Maar ek glo dat God met ons in gesprek tree, dat God vir ons leiding gee deur sy woord, deur ons as 'n geloofsgemeenskap wat saam op pad is. God gebruik ook ons omstandighede om ons baie keer te help om die volgende tree te gee. Maar Josef is nuuskierig, hy is oop, hy is ontvanklik en hy hoor dit wat God ook vir hom wil sê en duidelik maak deur hierdie gebeure. En hy is getrou in sy optrede. Josef is bereid om hierdie pad saam met God te stap. Wat bepaal ons keuses? Wat maak dat ek op 'n sekere manier optree en nie op 'n ander manier handel nie? Die teks vir ons sê Josef was iemand wat Godvreesend was. Hy was gehoorsaam aan die wet. Maar hy maak dan die keuse om sagter met Maria te werk. En hoekom? Hoekom sou hy daai keuse gemaak het? Want hy is lief vir haar. Hy is besorgd vir haar. Hy het omgegee vir haar. Wat is dit wat ons aksies moet rig? Ons keuses. As Jesus die wet saamvat, dan vat hy dit saam in een woord. Daai woord is liefde. Om lief te wees vir God, om lief te wees vir jou naaste, om lief te wees vir jouself. En ons beleef iets hiervan in Josef. Dat God hom dan deur hierdie verwarring neem en hom lei op 'n nuwe pad, in 'n nuwe rigting. En ook die taak wat hy ontvang het, die rol wat hy moes speel rondom Jesus se grootmaak. Wat wil hierdie verhaal vir ons duidelik maak in Kersfeestyd? Wat is dit wat ons opnuut kan hoor en kan beleef deur hierdie baie bekende storie? En die eerste ding is dat verwarring is deel van ons lewens. As jy nie verwarring in jou lewe ervaar nie, dan dink ek nie jy gee genoeg aandag nie. Verwarring, onsekerheid, innerlike konflik is deel van wie ons is deel
van om groot te word, dis deel daarvan om oud te word. En ons kan eerlik wees oor hierdie belewenis. Ons kan eerlik wees oor die goed wat vir ons onseker maak. En ek glo dat God ons nooi om ook hierdie emosie na hom toe te bring. Om vir hom te om vir hom te vra om ons te help om deur hierdie goed te werk. So erken hierdie emosie en werk daarmee. Dis die eerste ding. En die tweede is dat God kan deur hierdie omstandighede en deur hierdie emosie ons help om nie te kyk na dit wat rondom ons gebeur. Sodat ons die vraag gaan vra, maar wat is dit wat werklik waar belangrik is vir my hier en nou? Waarmee is dit waarmee ek my tyd volmaak, my energie aan spandeer? Dat ek nuuskierig kan wees om vrae te vra, om te sê, maar Here, wat is moontlik om anders te kan doen, om anders oor te dink, om anders op te tree? Wat wil God vir jou in hierdie omstandighede duidelik maak? Ek wil jou nooi om jou verwarring op God toe te bring. Die vele wat nou dalk eerste keer by ons aansluit in hierdie reeks, by die deure is daar hierdie blad met die emosiewiel op, en ek wil jou nooi om een te vat, as jy nog nie een het nie, en net te kyk na al hierdie verskillende emosies. Dat ons leef in 'n wêreld waar baie mense voel, ons het net 3, jy's of kwaad, of jy's of hartseer, of jy's gelukkig. As jy na hierdie kyk, dan sal jy sien, daar's veel meer. En wanneer jy taal het, om ons emosies te kan verwoord, dan help dit vir ons om dit beter te kan hanteer, om dit met ander mense beter te kan verwoord, om dit beter met God te kan deel, om te sê, maar dit is wat ek ervaar, dis wat ek beleef, Here, help my in my onsekerheid, help my in my verwarring, help my in my teleurstelling. Al hierdie woorde is emosies. En God ontmoet ons in alles wat ons beleef en wat ons ervaar. God het juis mens geword om ons as mense te help. Om 'n manier te lewe wat heel maak. Wat liefde het vir hom en vir mekaar. Amen. Kom ons bid saam. Here God, as ons na ons wêreld kyk, as ons na ons lewens kyk, Here, dan is daar soveel wat ons nie verstaan nie, Here, ons soveel wat ons nie weet hoe om dit te hanteer, of dit beter te maak nie, Here. So wat ander mense doen, Here, wat vir ons skade maak, wat ons seer maak, dan weet ons nie hoe om op te tree. As ons na die nuus kyk, Here, dan sien ons soveel geweld en soveel onreg. Soveel onregverdigheid. In Suid-Afrika, Here, in die wêreld as geheel. Ons wil vanoggend ons verwarring en ons innerlike konflik na U toe bring. Here, ons vra dat U vir ons help om iets van die Josef verhaal ons eie te maak. Om in ons verwarring te sit en vrae te vra, om te dink oor, maar wat is dit wat bepaal oor hoe ek optree, Here, dat ons ook in liefde en genade sal optree. Here, ons bid dat U ook vir ons sal lei te midde van ons onsekerheid, soos wat U vir Josef gelei het. Here, help vir ons om vrae te vra oor waar ons is, sodat ons beter kan verstaan. En dat ons meer en meer in die aangesig kan lewe. Ontmoet ons ook in hierdie emosie, Here.
Amen. So dis nou ons 4de Advent Sondag, dis ons 4de emosie, en as die Here ons spaar, donderdag, gaan ons dan op Kersoggend, gaan ons klaarmaak met vreugde. Die vreugde wat duidelik word in mense wat hierdie Jesus ontvang as 'n klein babatjie en die insig wat hulle het, die belewenis wat hulle daarop het. En julle kan ook op die agterblad sien waar al die karakters is en alles wat ons oor gepraat het. Op Kersoggend praat ons dan nou oor Simeon en Anna wat die baba Jesus ontvang in die tempel. En die vreugde wat daaruit voortvloei. Nou is 'n klein bietjie moeite doen om net ook die verskil te verduidelik tussen vreugde en net gelukkig te wees. Engels praat ons die verskil tussen joy en happiness. Dat hierdie twee persone het 'n absolute vreugde wat uit hulle uit opborrel omdat hulle vir Jesus ontmoet. En dit is Kersoggend donderdag. En daai diens begin om 8:00. Dit is regtig vir belangrik. Asseblief, jy's baie welkom om 9:00 te kom. Maar dit gaan 'n baie kort diens wees dan. So donderdag 8:00 is dit Kersoggend hier en dis 'n gesamentlike diens tussen ons en Ceresvallei gemeente. So albei gemeentes is dan 'n donderdag hierso. En dan is daar die Sondag na Kersfees. Is daar nie 'n erediens in hierdie gebou nie, maar een in Vallei. Sowel as die 4de Januarie. Eerste Sondag in Nuwejaar. Die 4de Januarie is daar nie 'n diens in hierdie gebou nie, maar ook by Vallei. En dan is ons eerste erediens van die nuwe jaar in hierdie gebou is die 11de Januarie. Dis die Sondag net voor die skole begin. So asseblief, ons sal dit hierdie week weer 'n keer kommunikeer op die WhatsApp groepe. Maar asseblief maak seker van die tye. Volgende week 8:00, donderdag 8:00 hier en dan 2 eredienste by Ceresvallei en die 11de Januarie is ons dan weer hierso. Dis dan eintlik al wat nog hierdie jaar gesê moet word rondom aankondigings en sulke dinge. Ons verjaarsdag, is daar 'n hele paar mense wat dan hierdie week verjaar en vandag, Alet Estreys verjaar vandag, Andriet Loupsher verjaar ook vandag, Hansie Potgieter, hulle bly nie meer hier nie, maar hulle is nog lidmaat, hulle verjaar môre, Gerrit Jansen van Vieren, Marie Hofman, die 24ste, en dan is daar 2 Kersfees babas, Natalie van der Merwe en Nolet Wilkinson, en dan Renée Versveld verjaar die 26ste, en Lucille Sillier die 27ste, en Ria Prins die 27ste. Dis al ons verjaarsdae, en ons dankoffers word by die deure opgeneem. So vriende, wat is dit waarmee ons huis toe gaan vanoggend? Ek wil graag hê dat julle met hierdie prentjie sien. Wat is daai? Kan julle sien wat is daai? Dis 'n kat. En hoekom sou ek 'n kat op die bord sit om saam met hierdie gesprek te gaan? What killed the cat? Curiosity. Right. Vra. Wees nuuskierig. Vra vir God, wat moet jy doen binne hierdie omstandighede? Hoe moet ek hierdie hanteer? Waartoe moet ek nou gaan? Wees oop vir God se leiding. Ek wil nooi om weer terug te gaan en weer met nuwe oë na Josef se verhaal te kyk, om weer te lees en sien wat God vir jou wil duidelik maak vanuit hierdie verhaal. Maar wees nuuskierig te midde van jou onsekerheid en jou innerlike konflik. En dit is ons gesprek vir vanoggend. Julle is welkom saam met ons 'n koppie tee te drink. Daar is ook koekies. So heeltyd hier was, dan kan jy dan beloon word met 'n koekie en 'n koppie tee. En dan wil ek net dankie sê, Bertus Hanekom. Bertus het die laaste 2 Sondae vir ons gespeel. Ons het hom ingevoer al die pad van Tilbag af. So Bertus, dankie dat jy hierso was en vir die manier ek vir ons begelei het
En dat ons Here kon aanbid. Dankie vir jou. Vriende, ons gaan afsluit met hierdie lied. En dis die seën. En ons het dit al hierso gesing hierdie jaar en ek dink baie van julle is bekend daarmee. Maar gaan vra dat ons hierdie sal sing en dat ons sal beleef dat God is die een wat ons seën te midde van ons onsekerheid. Wanneer ons hierdie lied sing, bid ek dat ons sal ervaar dat God die een is wat vir ons sy vrede gee, sy rigting gee op elke manier, elke tree van ons lewens. As ons dit klaar gesing het, sal ek vir ons die seën uitspreek. So, kom ons staan en sing ons hierdie woorde saam. Amen.
gesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Ek wil jou nooi om jou hande bak te maak as 'n teken van dat jy die seën van die Here ontvang. Ons ontvang hierdie week ook sy seën en sy seun wat vir ons gebore is, wat vir ons vrede bring te midde van ons onsekerheid, te midde van ons twyfel en ons innerlike spanning. Ontvang die seën van die Here en weet dat hy elke tree saam met jou is. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons almagtige Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. En ons kan saamstem deur saam te sê, Amen.